Goeiemôre weer eens. Hier in my omgewing is dit lekker winderig en dit reën, dit is koelerig, dit voel soos winter. Dit lyk asof die winter haastig is om te begin. Maar ons het die reën nodig, die natuur, ons damme is leeg. Ons het reën nodig nie net vir die boerdery sektor nie, maar vir die natuur en ja, ook vir onsself. Ek wil vanoggend met u gesels oor God sal 'n moeilike situasie in jou lewe toelaat om jou te laat groei. Ons lees in Deuteronomium 32 vers 10 tot 12. Hy het hom gevind in 'n woestynland en in 'n woeste wêreld, vol gehuil van die wildernis. Hy het hom omring, op hom ag gegee om bewaak soos sy oogappel. Soos 'n arend sy nes opwek, oor sy kleintjies zweef, sy vlerke uitsprei, hulle opneem, hulle dra op sy vleuels. Die Here alleen het hom gelei en daar was geen vreemde God by hom nie. Ons sien dat 'n arend bou sy nes op 'n hoë, baie moeilik bereikbare kraans of plek waar die predatore wat hom kan aanval, sy nes kan beskadig, nie maklik kan kom nie. Dan gebruik hy ook doringtakke om die predatore weg te hou en om die basis te vorm van sy nes, en dan voer hy dit uit met dons en sagte vere waarmee hy dan nou die nes uitvoer en sy eiers daarin lê. Want ons sien dat 'n arend paar op met sy broeimaat vir die res van hulle lewens. Hulle leef ook nie van roadkill nie. Nee, hulle leef nie soos kraaie wat van die pad af eet nie. Nee, hulle leef van vars, dit wat hulle jag, dit wat hulle vang, dit wat hulle baie goed doen, wanneer hulle hoog sweef en met hulle skerp oë hulle prooi raak sien en dan afpil daarop. Arende sweef hoog, hulle leef bo die storms. En dit is miskien vir ons baie keer 'n les wees dat ons word so maklik vasgevang in die storms van ons dag tot dag bestaan, van uitdagings en dinge wat op ons pad kom, goed wat ons mismoedig maak, goed wat ons kwaad maak, goed wat ons aftrek. En ons laat toe dat hierdie dinge ons dinge laat doen wat nie altyd pas by die gedrag van 'n kind van die Here nie, en ons val vir die verleiding van die Satan, ons val vir ons eie vlees se swakheid wat toegee aan hierdie dinge, terwyl ons vir onsself moet leer om bo die storms uit te styg en bo die storms te sweef en te wag dat hierdie storms kan oorgaan en klaarmaak. Wanneer dit tyd vir die kuiken word om uit te broei, is daar 'n eggtooth wat hy op sy snavel het binne in die eier en waarmee dan die eier van binne af oopbreek. Jy sien, sou hierdie eier van buite af oopgebreek word en die kuiken nie gereed is, kan hy sterf. En dit is baie keer wat nodig is, en ons kan by volgende geleentheid miskien meer praat hieroor, is dat ons moet ook ons eggtooth gebruik om uit ons vlees uit te breek. Om uit te breek na ons geestelike mens toe. Dat ons nie vasgevang bly in hierdie dop en hierdie eier van vleeslike leefwyse nie. Die ouers help nie. Hulle is net daar om wanneer hy klaar uitgebroei het om te versorg, en wanneer die tyd reg is, sien ons dat die kuiken onafhanklik moet word en die ouers dan besluit, luister, dis tyd dat jy nou moet gaan, dat jy op jou eie moet vlieg, dat jy vir jouself moet voorsien. Dan begin die ouers om die donse uit te trek, wat die sagtheid van die nes, en dit raak 'n bietjie ongemaklik. En dit raak 'n bietjie pynlik as hierdie dorings begin steek en die sit en die hitte en die vertroosting en die beskerming is besig om te verdwyn, en soos dit baie keer in ons lewens ook, is dit nodig dat die donsies weggetrek word, sodat ons kan beweeg, sodat ons kan mobiliseer om 'n nuwe fase, om 'n nuwe hoogte, om nuwe dinge te bereik, om God te verheerlik en te kan getuig, sê God is goed, God dra my deur, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Ons sien dat wanneer die tyd dan reg is, sal die ouers hierdie kuiken uit die nes uitstoot. En dit is 'n baie traumatiese gebeurtenis, want as hierdie kuiken in die nes bly sit, sal dit sterf, want die ouers gaan dit nie meer voel nie. So hierdie kuiken moet leer wat die doel van sy vlerke is. Hy moet leer om saam met sy ouers te vlieg, om te sien wat eetbaar is, wat gejag moet word, hoe en wanneer. Die sorgsame ouers
word nou, wat gevoed en vertroetel het en gekoester het, word nou wrede mense. Hoe kan julle dit aan my doen? Hoe kan julle verwag dat ek die wêreld daar buite op my eie moet aangaan? Ek is nog 'n kuiken. Dan sien ons dat wanneer hierdie kuiken uitgestoot word uit die nes het, en ons lees dit ook in die woord, dan vlieg die ouers en hulle vlieg onder hom in. En hulle vang hom, die kuiken op hulle rug, en hulle vlieg hom op na hoër hoogtes toe, waar hulle hom leer om te vlieg, om sy vlerke te begin gebruik. Want hierdie kuiken het miskien in die nes gesit en sy vlerke gerek en gestrek en gefladder, en miskien so 'n paar duim van die nes afgelig, maar hy het nooit werklik gevlieg nie, hy het nooit werklik geleer wat dit is om sy vlerke te gebruik nie. God sal toelaat dat jy na jou bangplek gestoot word. Daardie plek waar vrees en hartkloppings en twyfel en waar jy vasklou en waar jy bewe en waar jy sweet en beangs raak omdat jy onseker is omdat jy nie die kennis het nie, omdat jy nie die ervaring het nie, omdat jy bang is om uit jou gemaksone uit te beweeg. Mense bly in ongunstige omstandighede en glo hulle kan nie weggaan of verander nie. Hulle hou maar vas in die bekende ondanks. Al is dit hoe traumaties, al is dit hoe seer, al is dit bring het hoeveel pyn en hartseer saam met dit, bly mense baie keer vasklou omdat hulle nie die nes van gemak wil verlaat nie. Wanneer ons kom en ons begin, wanneer